Ek staan net so vir 'n oomblik, ek beleef dit in my gees. Dis mense wat volgens hier staan wat 'n behoefte het vir 'n miracle om te gebeur in hulle lewe. En ek wil nie met hierdie oomblik beleef as ons doen hierdie baie nie, maar terwyl ons die vorige song sing, I raise a hallelujah, stuur Heilige Gees net 'n stuk geloof in my gees. En beleef ek is mense wat God vertrou. Dis nie noodwendig dat jy hoe sal ek downpressed of jy's depressief in hierdie oomblik. Man, jy het nodig vir God om 'n wonderwerk in jou lewe te doen. Dalk het jy slegte nuus ontvang onlangs of goed wat jou net kom pla in hierdie oomblik en jy vertrou God vir 'n wonderwerk. So as jy so 'n persoon is, wil jy net jou hand opsteek vir 'n oomblik. Ons gaan dit sommer net so gesamentlike gebed doen. Hou jou hand daar net in hierdie oomblik om te sê, Here, sien my raak in hierdie oomblik. Soos daai vrou wat deur die skare gedruk het en Jesus se swem net kom aangryp het in die oomblik as 'n stuk van geloof. Here, ek het U nodig. Dis die teken van jou hand opsteek in hierdie oomblik. So as jy ook 'n persoon is wat langs so 'n persoon staan wie se hand in die lug is, sit jy jou hand op hulle skouer en kom ons vertrou God saam in hierdie oomblik vir 'n wonderwerk om te gebeur. Is julle reg? Amen. Dankie Here dat ons vir hierdie persone wat se hand in die lug nou is, Here wat 'n wonderwerk nodig het. Here dat ons haleluja weer klink in die hemele in hierdie oomblik om te sê ons vertrou U bo enigiets, Here. U is ons begin, U is ons einde. Here, U is die een wat ons beursies volmaak. U is die een wat genesing bring, wat rugwervels in plek kom sit, my Vader. Elke vorm van kanker kom vernietig, elke vorm van depressie kom vernietig. Here, wil ek bid in Jesus naam dat ons in hierdie oomblik sal deur die krag van die Heilige Gees sal bo uitstyg, my Vader, bo ons omstandighede en kom verklaar ons is meer as oorwinnaars deur Jesus wat vir ons die krag gee, my Vader, en wil ek ook kom verklaar, Here, dat die vyand sal nie dit regkry in hierdie oomblik om sy greep in ons gedagtewêreld, dat ek hou vas te kry daar nie, maar bid ek, Here, dat ons gedagtes gevangenes sal neem tot die gehoorsaamheid van God se woord, en ons sal self belyn met dit wat die woord van die Here sê oor ons lewens, Here. So bid ek in Jesus naam, maak nie saak wat hierdie mense deurgaan nie, maar dat die God colors, die goddelike kleure, my Vader, die tapestry wat U besig is om te verf in ons lewe, tot vervulling sal kom in Jesus naam. Die vyand dink, hy's besig om te vernietig, maar Here, U is besig om 'n storie te skryf, 'n storie van geloof te skryf, en ek dank U daarvoor in die naam van Jesus Christus. Deurbraak, genesing, Here, finansies wat loskom in hierdie oomblik, in lewe, mense se lewens, wonderwerk te bring in hierdie oomblik. En ons dank U daarvoor. En julle sê, amen en amen. Dankie, jy kan jou sitplek neem in hierdie oomblik. Dankie worship team. Julle bless ons elke liewe keer. En dankie ook vir julle gehoorsaamheid. Amen, amen, amen. Ek wil jou nooi in hierdie oomblik om as deel van ons aanbidding God te vertrou ook in ons finansies, en ons bring dit vanoggend om saam verantwoordelikheid te vat vir hierdie wonderlike gemeente en ons gemeenskap. Ons is besig om 'n verskil te maak, en wil ek jou vanoggend net aanmoedig om te sê, moenie ophou gee nie, moenie op 'n God vertrou nie. Dis in baie kere voel ons nie, ek het nodig om hierdie randellas in my beursie net vir oomblik terug te hou. Nee, vertrou die Here in hierdie oomblik, en hou aan saai in die koninkryk van God. So as jy vanoggend kontant saamgebring het, en jy voel gelei vanoggend deur die Heilige Gees om by te dra tot hierdie awesome bediening, is jy so welkom om dit vir ons in 'n koevert op die stoel te sit, soos jy uitbeweeg in die geeboks te gooi, en dankie vir dit. Elkeen van julle wat saam met ons verantwoordelikheid neem vir ons gemeenskap. Kom ons bid so, en dan gaan ons God vra om ons finansies te seën en te gebruik. Dankie, Here, dat ons U kan vertrou en weet U is die voorsiener in elke behoefte. En dankie vir finansies. Dankie dat ons kan gebruik om die koninkryk van God te bou. En dankie dat ons nie aan die verloorkant is nie, maar aan die wenkant. Here, U maak ons die kop en nie die stert nie. En staan ons vanoggend met groot bravade, met groot sekerheid, Here, U stap voor ons uit. Maak die paaie vir ons gelyk. En ek bid dat U hierdie finansies sal seën. Elke beursie, elke vorm van gee, dat Here iets sal seën. In Jesus naam. Amen. Amen. Dit is so lekker om almal van julle te hê. Dis mense van ons eerste diens, ons 8:15 diens, en dis mense vanoggend van ons 10uur diens wat vanoggend is. Ons is lekker om een familie te wees vanoggend, hè? Ja. Oh man. Dis okay. Dis alright, ons sal nou weer celebrate, maar dis lekker om julle almal hier te hê vanoggend. Dis wat ek probeer sê, so in een gebou. Nou vanoggend wil ek begin met 'n wonderlike storie. Ons is by deel 3 van ons Kersfees reeks, die wonder van Kersfees, die wonderwerke van Kersfees.
En vanoggend wil ek begin met 'n storie. Vanoggend se tema is die wonder van die metode. Met ander woorde, hoe God gewerk het, hoe hy gedink het, hoe hy geredeneer het en hoe hy alles bymekaar gebring het. As jy net kyk na dit deur die loop van die Bybel, dan is dit so 'n groot wonderwerk hoe God op sy manier gewerk het. Nie altyd hoe die mens gedink het en geredeneer het nie, maar hoe God goeders bymekaar gesit het en hoe die storie uitgewerk het. Nou, in die Tweede Wêreldoorlog was daar 'n vrou, sy's in Holland en haar naam was Corrie ten Boom en julle kan 'n bietjie van haar getuienisse gaan luister. En sy het 'n boek geskryf. Laat ek hom net gou hier kry. Sy het 'n boek geskryf, The Hiding Place, en hulle het as gevolg van hulle Christelike oortuiging, sy en haar pa en haar ma, boeties en sissies was almal groot kinders van die Here gewees en hulle was mense wat elke dag die Bybel gelees het en hulle was so skrifgefundeerd. Hulle het vir alles, vir elke probleem, en daar staan 'n Bybelversie wat hulle opgebring het en herroep het en opgesê het. En steek hulle toe Jode weg. Die Duitsers vind hulle toe uit daar in Holland, stuur hulle na 'n konsentrasiekamp toe. Later word hulle geskuif. Ek dink een van haar stories is dat sy besef toe die Duitsers hou nie van die ablisieblokke nie wat baie vuil was en sleg geruik het en sy besluit sy gooi haarself daarin, sy gaan die toilette skoonmaak en hoe die Duitsers hulle uitgelos het as gevolg van dit, baie slim gewerk. En toe word hulle geskuif na 'n volgende konsentrasiekamp en hulle word ingedeel by in Engels praat hulle van barracks. So sy word ingedeel by nommer 28, sy en haar ouer sussie Betsy. En kort voorlang vind hulle uit, hulle juk verskriklik. Dis flea infested, daar's vlooie. So begin hulle sê Corrie vir haar sussie, hoorie, ek bereik breekpunt, ek kan nie meer nie, hierdie gejuk is abnormaal, dit is nie lekker nie. En haar sussie sê vir haar, weet jy, die Bybel sê vir ons in 1 Tessalonisense 5, wees dankbaar, bid en wees bly oor alles. En so sy sê, ons gaan nou bid en dankie sê vir hierdie vlooie en dankie sê vir hierdie Duitse soldate wat ons so mishandel. Sy sê, hoe werk jou kop, sussie? Dit is nie lekker hierdie nie. Sy sê nee, dis wat die woord van die Here vir ons sê, dis wat ons gaan doen. En hulle begin te bid en vanuit hierdie oomblik van bid kom die ander nader en ontstaan daar 'n geestelike rypheid, kan ek maar sê, in barraks nommer 28 en doen hulle Bybelstudie, lofsange wat hulle sing in oomblikke, maar nie een keer kom die Duitse soldate om hulle uitmekaar te jaag nie, want dit was 'n taboe. Godsdiens was 'n taboe geweest in die Tweede Wêreldoorlog, veral daar in die konsentrasiekampe. Ander barraks om hulle word gery en uitmekaar uit en die mense word doodgemaak, maar hulle sin word uitgelos. Op die einde van die dag, so dink ek was 2 jaar later of so, kom die Amerikaners daaraan, bevry hulle word vrygelaat en gaan hulle toe na een van die soldate toe en sê, hoorie, julle het nooit ons barraks kom binne gekom nie, hoekom? Sy sê, want daar was te veel vlooie. God, in ons opinie, wil ons gemaklike lewe hê, ons wil natuurlik, dis gejuk is nie lekker nie, maar gebruik die Here die vlooie, om die evangelie by daai hele barraks uit te bring, om al die mense wat ongekom het, wat oorleef het, hulle het die evangelie gehoor, hulle het die woord van God gehoor, daar was vir hulle gebid, daar was vir hulle vertel van Jesus Christus en die hoop wat Jesus Christus bring. En die Here gebruik 'n vlooie investasie om mense by Jesus uit te bring. So dit is die ander kant van Kersfees, die wonder van God se metode, hoe hy gewerk het. Eerlikwaar, wanneer ek en jy deur die Bybel gaan, kyk al die stories van hoe Jesus gewerk het, hoe God gewerk het in die Ou Testament, dan vra ons van regtig, was hierdie regtig nodig, was dit die regte metode? Maar dan sien ons keer op keer hoe God wonderwerke laat gebeur in mense se lewens, in volke se lewens en sien ons hoe God dinge aan mekaar gesit en dan gaan dit ons verstand te bowe. Dink net bietjie aan Jerigo. As jy nou in die volk Israel was en God sê vir jou, julle gaan Jerigo inval, dan sal jy, die eerste ding wat jy sal doen is, het ons genoeg kanonne, het ons genoeg wapens, is daar genoeg manne wat bereid is, wel deesdae is die vroue net so lief om oorlog toe te gaan, is daar genoeg manne en vroue om hierdie oorlog aan te vat, ons sal generaals en allerhande goed in plek sit, sodat ons Jerigo kan invat. Nee, die Here sê vir hulle, julle gaan 6 dae om Jerigo stap, julle gaan nie 'n woord sê nie, op die 7de dag gaan julle trompette blaas, en julle gaan 'n loflied sing, en daar sak die mure in mekaar. Ek dink as ek 'n generaal was in daai weermag, sou ek bedank het voor die tyd, nie geweet hoe gaan hierdie ding werk nie, né?
Dink aan Gideon. Gideon en sy manne kom te staan teen 'n weermag van 135.000 manne. En hy gaan bid en sê, Here, hoe maak ek nou? En Here sê vir hom, maak jou 32.000 manne, maak hulle minder. Hy sê, hoeveel minder? Nee, maak hulle 10.000. Hy sê, Here, 10.000 teen 135.000, hoe gaan ons maak? Hy sê, moenie te praat, ek maak dit nou nog minder, 300 manne. En wat is hulle wapens? Die Here gee vir hulle potte, die Here gee vir hulle 'n fakkel, 'n kleipot, 'n fakkel en 'n trompet per man. En in die middel van die nag sê die Here, breek die kleipot en die geraas, hulle blaas op die trompette en daai 135.000 mans dink hier's 'n magtige weermag wat ons pad is na hulle toe en hulle begin mekaar uit te roei, heeltemal gedisoriënteerd en die Here gee vir hulle die oorwinning met 300 manne teen 135.000. Dis amazing. Jesus in die Nuwe Testament, hy kry 'n blinde man, hy spoeg daar in die vloer, vat die modder, smeer dit aan sy oë, hy sê vir hom, loop daar deur die dorp tot aan die ander kant, gaan spoel jou oë daar af in 'n fontein. Dit moes horrible gewees het as iemand nou sy spoeg hier in jou oë. Wie van julle was klein gewees, obviously ons almal, maar my ma was lief daarvoor om te. Ek het dit gehaat. Daai reuk van die spoeg in my gesig. Hier kom Jesus en hy smeer modder aan die ou se oë. Hy sê nou loop jy so. Ek ben nou daar geloop en die mense, wat maak hierdie ou? En hy stap na die ander kant van die dorp, was sy gesig, die Here maak hom gesond. So dit was dalk vir hom embarrassing en die mense om hom nie geweet wat gebeur nie, maar die Here het 'n wonderwerk gedoen, soos hy wou, op sy terme. Dink aan Jesus se 70. Toe hy hulle uiteindelik uitstuur, hulle was nou hulle 3 jaar apprenticeship gedoen en hy stuur hulle uit, 70 van hulle 2 en hy sê vir hulle gaan sonder geld. Julle mag nie geld saamvat nie. Mag nie sandale saamvat nie. Jy mag nie kospakkies saamvat nie. En hy stuur hulle en hy sê, gaan klop aan die vreemdelinge se deur en sê, mag ek asseblief hier bly? Sal julle dit doen? Sal julle dit in vandag se tyd? En sê die Jesus sê vir ons, stuur ons uit, hoorie, die klere wat in jou lyf is, daar gat jy. Jy gaan uit, nie klop in eers, nee, wie is jy? Is jy Jehovah getuie? Nee, dankie. Die Here werk op vreemde maniere. Paulus staan ook in verwondering. In Romeine 11, jy moet eintlik om hierdie hele storie te verstaan wat Paulus besig om te sê, moet jy eintlik van hoofstuk 9 tot by hoofstuk 11 gaan lees en die Jode, onthou die boek van Romeine is vir die Jode geskryf en hy verduidelik vir hulle die wet en die genade en hy probeer vir hulle verduidelik dat jy hoef nie meer die wet te onderhou nie, maar daar's nou genade en dis die boodskap is nie net vir Jode nie, maar is vir heidene ook. En die Jode vra die vraag, wat nou van die Jode? Wat van al die beloftes wat die Here vir ons gegee het? En dan kom die Here, dan kom Paulus en hy begin vir hulle te verduidelik. Maar hoe meer hy verduidelik, hoe meer opgewonde raak hy oor die wonder van die metode hoe Christus gewerk het. So nou sê hy in vers 11, hoofstuk 11 vers 33, raak sy woorde op kan jy maar basies sê en hy begin net 'n lofprysing te bring aan die Here en hy sê, hoe ongelooflik wonderlik is God nie. Hoe ontsaglik ryk en wys vol kennis is hy nie. Sy beslissings gaan ons begrip te bowe. Sy manier van doen kan ons nie deurvors nie. Wie van ons kan regtig verstaan hoe dink God? Of wie sou sy raadgewer kon optree? Of wie sou ooit aan hom 'n guns kon bewys vir wie hy dit sou moes vergoed? Hy is die bron van alles. Hy bestaan deur sy krag en alles is op hom gerig. Aan hom behoort die heerlikheid vir altyd en altyd. Amen. Paulus sê, Here, nou jy verstaan, hy's 'n skrifgeleerde, hy verstaan hoe die wette gewerk het, hy verstaan hoe God goed aan mekaar gesit het, en dan kom Christus, en dan val sy tor af, en hy sê, Jesus Here, ek sien die goed raak, ek kan dit by mekaar sit, maar dit gaan my verstand te bowe. Hoe die Here hierdie goed aan mekaar gesit het, verstaan hy self, en hy sê vir die Jode, hoorie, ons verstaan nie al hierdie goed nie, maar dis hoe die Here werk, en al wat ons kan doen is om vir hom lof te besing, en te sê, sy metodes is ver buite wat ek en jy altyd kan verstaan. Nou ek en jy sou dit heel moontlik anders gedoen het. Kom ons gaan na die Kersverhaal toe. As ons die Jode moes gered het, 'n bevryheid van Romeine, weer eens sou ons heeltyd heel moontlik militaristies gedink het, kry 'n paar generaals, kry 'n weermag bymekaar, storm hierdie Romeine, roei hulle uit en net soos na die Tweede Wêreldoorlog vat hulle generale, sit hulle voor 'n regter, hang hulle op by hulle nekke en sê, dis lekker, julle wil mos ons Jode uitroei. Nee, dink jy ons het dit heel moontlik so aangepak het. So die Jode het
ons het in ons 2 weke, 3 weke terug het ons gepraat oor daai 400 jaar stilte en hoe die Jode deur 3 kan ek maar sê regerings gegaan het en uiteindelik ten laaste is dit die Romeine. Nou sit en wag hierdie Jode met 'n reikhalsende verlange na hulle Messias wat sou kom. Maar in hulle opinie sou dit iemand wees met militêre en politieke agtergrond. Hy sou op 'n wit perd heel moontlik daar aangery het. Hulle sou die Romeine verslaan het. Hulle sou die onregverdiges geoordeel en gestraf het en die Jode verlos van slawerny. Dis hoe ons die skryfboek van die Bybel heel moontlik sou geskryf het. Maar hier kom God. En hy kom as 'n hulpelose baba, heeltemal die teenoorgestelde. God kies om gebore te word uit 'n nederige, doodgewone ouers met geen politieke invloed nie, né? Hulle is nie eers ryk nie. Hulle kies om die baba nie in 'n paleis, nou obviously nie gebore te word nie, maar in 'n krib, in 'n stal. En nog steeds kies God hierdie 2 wonderlike nederige ouers om deurgebore te word. Lukas vat dit so 'n bietjie verder. Hy sê Josef en Maria het gegaan en gereis na Bethlehem om vir die sensus te registreer en dan kom hulle daar, dan staan nêrens 'n slaapplek vir hulle nie. En dan gaan hulle daarso in 'n krib in. En ek dink Josef was 'n gentleman as ek so lees en hy sou heel moontlik die beesmis bietjie eenkant toe geskuif het en skoon hooi daar in die krib gesit het vir Jesus en hulle het vir Jesus in doeke toegedra en daar in 'n krib neergelê. En dink al was 'n donkie en 'n koei en ook 'n skaapie wat gebalk en gebler het. Maar dit was Jesus se geboorteplek. Hy het gekies om die teenoorgestelde te doen. Terwyl die mense verwag het hier gaan 'n ridder op 'n wit perd kom, met Jesus besluit, ek doen dinge anders. Ek kom nie om gedien te word nie, maar ek kom om die mensdom te dien. Jesaja sê vir ons in Jesaja 55 vers 8 tot 9, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie. Dit is die verklaring van die Here, want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes. God is op 'n ander vlak. Maar dis nie waar dit eindig nie. Ek hou van 'n goeie rolprent storie, né? Dan sê hulle daar iewers in die middel, and the plot thickens. Nou as jy gedink het God werk op vreemde en verskillende maniere, dan kom hy en sê, maar mens, jy wat hier sit vanoggend, ek wil jou gebruik in hierdie storie. Ek wil deur jou werk, ek wil deur jou 'n verskil maak. Wie is die eerste persone wat die engel aan verskyn om die goeie nuus van die geboorte van Jesus Christus te verkondig? Niemand. Die herders. Hulle is daar in die veld besig om hulle kudde op te pas, dan kom die engel. Wees nie bang nie. Ek bring vir jou goeie nuus. Jesus is gebore, julle Messias. En hy kies mens, hy kies 'n doodgewone mens wat heel moontlik sleg geryk het en hy breek die nuus. Hy bring nie die nuus aan Herodes, die een of ander koning of die politiek of die mense wat sterk is in die politiek nie. Nee, hy kies 'n doodgewone mens. En hy sê die Messias het gekom, hy's gebore. Julle redder is hierso. God gebruik doodeenvoudige mense om ongewone goed in hulle lewe te doen. Dink net vir 'n oomblik die wonder van hierdie metode. Nou Jesus gesterf het en hy het opgestaan, wie is die eerste persoon aan wie hy homself blootstel en sê, hoorie, ek het opgestaan uit die doodheid? Maria Magdalena. Nou as jy in daai tyd geleef het, sou jy verstaan het dat enige vrou se getuienis in die hof geen krag gedra het nie. Geen krag nie. En hier kom Jesus Christus en hy gooi weer eens die appelkar om en hy verskyn aan 'n vrou eerste en hy sê vir haar, ek is Jesus Christus, ek het uit die graf uit opgestaan, jou Messias lewe. En dan gaan sy terug en dan verduidelik sy vir die res. Hoorie, Jesus het opgestaan uit die doodheid. In hulle kultuur was dit, nee, ons weet daarom nie so mooi nie. Maar Jesus kies haar om die goeie nuus aan die res oor te dra, dat ek het opgestaan, ek lewe. Nou Jesus kon, as ons die draaiboek geskryf het, as ek nou Jesus was, sou ek opgestaan het, so gemars het na die naaste Romeinse ryk, daar op hulle troon gaan sit en gesê, ek het jou gesê ek gaan opstaan, het jy nie gehoor nie, het jy nie geluister nie. Hulle appelkar omgegooi het en hulle uit die dorp uitgejaag het. Nee, maar Jesus kies om aan 'n vrou te verskyn, wat in daai tyd geen waarde gehad het nie, en sy verkondig die blye boodskap, dat Jesus Christus leef. Hy het opgestaan. God se plan werk altyd anders. Dink aan die omvang van Jesus se boodskap. Hy bring nie net, hy sê nie net vir haar, hoorie,
ek leef gaan vertel vir ander nie. Later sê hy vir hulle, ek vertrou die evangelie, die hele evangelie. Dit het Jesus se lewe gekos. Dit het Jesus se lewe gekos. Dit het hom nog laat sterf aan 'n kruis. En nou kom hy en sê, hoor jy, al die mag en al die krag wat ek het, wat sy Vader hom gegee het, kom gee hy nou aan die mens en sê, gaan julle dan heen en vertel vir almal dat ek leef. Gaan vertel, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En hy kom, Jesus Christus, en hy werk weer eens anders. Hy kon dit self gedoen het. Hy kon self deur die Heilige Gees aan almal, soos deesdae hoor ons baie wonderwerke wat gebeur van die moslems daar in die ooste, waar hulle 'n man geklee in wit klere sien, en dan kom hulle onder die oortuiging dat dis Jesus Christus wat leef. Hy kon dit gedoen het in daai tyd, maar hy het nie. Hy het gekies om deur my en deur jou te werk, deur doodgewone mense, en hy het die krag van die evangelie aan jou en aan my kom toevertrou en sê, vertel vir jou neighbor, vertel vir jou buurman dat Jesus leef, hy het opgestaan, en daar's redding en daar's hoop, en hy kies vir jou, en hy kies vir my. Paulus kom weer eens en hy lewer kommentaar op hierdie. Man, hierdie was nogal goed gesê. 1 Korintiërs 1 vers 26 tot 29. Hy sê: broers en susters, dink maar net terug hoe julle eie situasies destyds was toe God julle geroep het. Gemeet aan menslike standaarde, hierdie is rof, was daar baie min intellektueles, julle sien nou, né? Intellektueles onder julle. Dis rof. Hy sê julle was maar Hy sê, maar hier kom Christus. Nie baie magtiges nie, nie baie uit vooraanstaande families nie. Nietemin het God doelbewus dit wat die wêreld na dwaasheid gelyk het, uitgekies om die slim mense skaam te maak, en dit wat die wêreld en swakheid gelyk het, het hy uitgekies om die magtiges skaam te laat kry. Inderdaad, wat die wêreld onaansienlik en gering lyk, ja, wat vir die wêreld glad nie 'n faktor is nie, het God uitgekies om wat vir die wêreld wel belangrik is, heeltemal af te skryf. Gevolglik het niemand enige grond om bors voor God uit te stoot nie. Hy kies die nederiges. Hy kies die normale ou, die something Joe sê in Engels, né? Die normale ou om sy evangelie aan te vertrou en sê, jy's 'n ligdraer, gaan wees jy 'n ligdraer. God se metodes het nie verander nie. Hy gebruik steeds gewone mense om buitengewone dinge te verrig. En God het hierdie goeie nuus aan my en aan jou kom toevertrou. Nou ek en jy, kom ons maak dit nou persoonlik. Ek en jy sou heel moontlik, as ons die voorreg sou gehad het om ons lewensstorie anders te skryf, sou ons dit heel moontlik geskryf het. Yes, Jesus is in ons lewe, hy is lief vir ons, hy gee vir ons genade, en dis waar dit sou stop. En dan alles die res, ons sou goeie geld gehad het, ons sou nooit siek geword het nie, ons sou in 'n lekker huis gebly het, met 'n goeie kar, en die lewe sou net honkie-dorie gewees het. Is die lewe so? Definitief nie. Definitief nie. Ons leef in 'n plek, in 'n gebroke wêreld nog steeds, waar ons seer kry, waar ons deur moeilike tye gaan, waar siekte deel is van ons lewens, waar ons slegte nuus gereeld ontvang, en is God nog steeds besig in ons lewens. Al hierdie dinge wat met ons gebeur bring vrae. En weet jy wat, ek het nie die antwoord op al jou vrae nie. Jy het nie die antwoord op al jou eie vrae nie. Here, hoekom gebeur hierdie goed? Hoekom Here laat U sekere goed toe in my lewe? Hoekom is U besig om hierdie storie so in te kleur in my lewe? Ek verstaan nie baie mooi wat besig is om hier te gebeur nie. Maar God in ons lewe laat ons nie oor aan wanhoop nie. Hy sê hy is die anker van ons, hy is die hoop, die anker van ons siel, sê die boek van Hebreërs. Hoor wat sê Romeine 8 vers 28. Hy sê, en ons weet dat God alles ten goeie laat saamwerk vir hulle wat hom liefhet. Hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe. God is besig om in my en jou lewe te werk. Daai eerste boodskap wat ons gedoen het, God is besig om in die agtergrond goed in plek te sit vir my en jou lewe. Daar's seisoene wat ons deurgaan, wat ons nie mooi kan sien nie, en dan ewe skielik is God besig, dan kom al die goed in lyn. Wie van julle het al so iets ervaar in jou lewe? Daar's hierdie seisoen, jy gaan deur hierdie donker tyd, en net ewe skielik, dan belyn alles, en dan sê jy, nou verstaan ek wat die Here besig is om te doen in my lewe. Dis soos hierdie groot mat, hierdie tapestry, wat die Here besig is om te verf. Wie van julle het al 'n mooi mat van agteraf gesien? Né?
dit lyk nie mooi van agteraf. Jy sien al die plekkies waar die naald en garing deurgewerk is en waar hy geknoop is en ons losgarings hier en jy sien nie die prentjie nie, maar as jy omstap na die voorkant toe, dan sit hierdie mooi prentjie, hierdie mooi tapestry wat hierdie persoon gemaak het. En baie keer in ons lewens, dan bevind ons onsself aan die agterkant van die mat en ons verstaan nie mooi wat is besig om te gebeur nie. En God wil jou kom herinner vanoggend dat hy's besig om 'n prentjie te verf. Net soos wat Maria en Josef, al wat hulle gehoor het is, hoorie, ek wil deur jou werk. Ek wil my kind deur jou laat gebore word. Josef, die engel kom by die Josef en sê, hoorie, ek gaan vir jou kind gee, maar ons het nog nie saam geslaap nie. Hoe werk hierdie dinge? As die Here vertrou my. Hy staan aan die agterkant van die mat. Hy sien nog nie die volle prentjie aan die voorkant nie. En dan uiteindelik sien Maria, sien sy moeder, sien Josef, hoe hierdie goed besig is om by mekaar te kom. Die redder van die heelal wat gekom het en mense se lewens kom, sy hart en lewens kom verander. Uiteindelik sterf hy op die kruis, hy staan weer op en dan kom die prentjie van die evangelie en maak dit alles sin vir die mens. Paulus veral kon dit raak sien. God is aan die werk ook in my en jou lewe en wil ek jou vanoggend kom bemoedig. Jy sit dalk in 'n plek waar jy slegte nuus ontvang het. Jy sit dalk in 'n plek waar dit gaan net nie so goed met jou nie en jy bevind jouself aan die agterkant van hierdie tapestry. En jy verstaan nie wat die Here besig is om te doen in jou lewe nie. Weet jy wat? Net soos met die storie van Corrie ten Boom, met daai vloeie, kan die Here werk deur jou seer kry. Kan die Here werk deur jou siekte. Kan die Here werk deur jou ongemak, die ongemaklike wat ek en jy beleef. En is die Here besig om 'n storie in te kleur. Dalk verstaan jy nie nou wat aangaan nie. En ek sê ook nie siektes van die Here af nie. Mooi hoor wat ek sê, maar die Here kan elke situasie in ons lewe gebruik om iemand se lewe aan te raak. En hy's besig om 'n prentjie in te kleur vir die volgende persoon om raak te sien. Toe die wyse manne en die herders en Josef en Maria daar in die stal is, lê Jesus daar in die krib en hulle kyk na hom en al wat hulle sien is 'n papbabietjie. En Josef kon dalk gewonder het nou oomblik, Here, hoe gaan hierdie papbabietjie die wêreld red? Hoe verstaan nog nie mooi hoe die dinge gaan hy groot word, gaan hy koning wees? Hoe? Al wat hulle geweet het is die woord van die Here wat by hulle kom en sê hierdie is die koning. Hy is die redder wat sou kom. En al wat hulle gehad het was hierdie woord om aan vas te hou. En hulle het heel moontlik Jesaja 9 vers 6 in herinnering geroep wat hulle goed bekend was en hy sê want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, hy sal die heerser wees met die koninklike titels, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. En dan gaan hy verder in vers 6 en sê sy heerskappy en vrede sal voortdurend uitbrei en nooit ophou nie. Vanaf die troon waarop sy voorouer Dawid gesit het, sal hy vir altyd regverdig en reg regeer. Die toewyding van die Here, die Almagtige, sal dit waarborg. En dis wat die Here vanoggend vir jou wil kom gee as belofte om aan vas te hou, dat dit wat hy in jou lewe begin het, dit sal hy volbring. En nooi Heilige Gees jou vanoggend om aan die voorkant van die tapestry te kom staan en sê, Here, dankie dat U besig is om my lewe in te kleur. Dankie Here dat U op 'n wonderbaarlike manier in my lewe kom werk. Ek wil jou nooi, staan vanoggend saam met my en ons gaan 'n Kerslied sing, nou wel. Dis 'n moderne weergawe nou, maar wil ek jou nooi om te fokus op die woorde vanoggend en dan sê hy, come and see what love has done. En dan wil ek jy moet in jou lewe net terugdraai vir 'n oomblik en terugkyk en sien hoe God wonderbaarlik in tye in jou lewe gewerk het. En met dieselfde vertroue, met dieselfde geloof, net vanoggend kom sê, Here, dankie, dat U steeds besig is om te werk in my lewe. Hy hou nie op die oomblik wanneer jy slegte nuus ontvang nie. Dit is juis in daai oomblik wanneer jy kan vertrou op God se woord in jou lewe. Amen. Amen. Come and see what love has done. Dankie.